'n nuwe dag breek oor die pragtige Groot Brakrivier. Ek en Denver is steeds op besoek aan hierdie juweel van die tuinroete. Verlede week het ons in die dorp aangekom en die plek behoorlik plat gestap. Ons het 'n wonderlike sandkunstenaar ontmoet. Is dit alles wat 'n mens met sand kan doen? Geleer van mandalas. Alles is mos maar in siklusse van lewe en dood. Pensionaris boere ontmoet. Hallo. Met 'n groep uitsonderlike vrouens gesels. Hallo dames. Hallo. En geleer om biryani te maak. Dit is so lekker, Duranda. Ek is vroeg op en staan en kyk of word dit lig oor die rivier. Hallo, goeiemôre. Môre. Hey. As jy hier bly, dan is jy bederf. Ja, mens slaap sommer beter. Waar kry ons mekaar vanaand? Aan die bopunt van Kaimanstraat is daar 'n lieflike uitsig oor die dorp. Kom ons kry mekaar daar. Jy's reg. So 6:30. Ja? Okay. Kom ons gaan eet eers ontbyt. Na ontbyt vat ek en Elma elk in ons eie koers die dorp in. Die tuinroete was altyd bekend vir sy stoomlokomotiewe, maar daai dae is ongelukkig verby. Tussen Mosselbaai en George loop daar 'n baie besondere trein, die Dias Express. Die trein stop by 'n hele paar plekke en ek het gereël om by een so plek te stop. Jy gaan ons baai. Wel, hier is ek nou op die treintjie en ons is op pad na die Groot Brakrivier toe. En langs aan my sit 'n paar toeriste. Waar kom julle vandaan? Ja, ons is van Ketberg en die trein was een van die opsies geweest. En dit is fantasties dat ons gelukkig aan so 'n wonderlike dag het soos vandag. Dit is 'n klein dieseltreintjie uit die ou dae wat ontwerp is om spoorwegpersoneel tussen stasies te vervoer. Nou word dit gebruik vir toerisme. Die trein is nie baie vinnig nie, maar dit gee mense 'n kans om die natuur ordentlik te geniet. Ons volgende stop is by die Malgate rivier. Die trein gaan daar stop, omdraai en dan kom ons terug. Dis pragtig en almal geniet dit. Dis die Malgate rivierbrug. Hy's 195 meter lank en 60 meter hoog. Wow! Pierre Poelman is die man agter die ritte. Pierre, dit was nou lekker om so met jou trein te ry. Ek is bly jy het geniet. Ja. So hoe lank loop hierdie trein nou al? Ons het 2 dae voor Kersfees 2014 ons permit gekry om die treintjie aan die gang te kry. So ons loop nou so 1 jaar en amper 8 maande. En julle besoekers, waar kom hulle vandaan? Meeste is maar Suid-Afrikaanse vakansiegangers wat hier so vakansie kom hou in George en dan hierdie en in Mosselbaai in hierdie plek geniet. Ja. En dan hierdie is 'n ekstra opwindende gebeurtenis gebruik. En is jy hier van 'n Groot Brakrivier? Ja, ek is al jare hier in Groot Brak. My ouers het hier in 1980 aangetrek. Jy's 'n boerling van die plek. En hoe is dit om hier te bly? Heerlik. Heerlik. Is 'n pragtige plek. Ek is gek oor hierdie area. Ons bly hier in een van die mees eksklusiewe, unieke areas. Hierdie is een van die blommekoninkryke, een van 6 blommekoninkryke in die wêreld. Pierre, baie dankie man. Baie dankie. Alraai, so gaan ons nou terug. Ons gaan nou dadelik terug, ja. Okay, daar's hy. Dankie. Van die Malgate rivier gaan ons nou terug Groot Brakrivier toe. Ek sien een die bus hier voor is Tom. Maar Ja. het elke sy eie naam. Tom Dick en Harry, ja. En ons sit nou in. Sit nou in Dick. Dis Dick, Tom. En dis Harry. Ja. Ek wou dit Jan Rapp en sy maat genoem het, maar dit klink nie reg nie. Is dit beter met Tom, Dick en Harry? Hierdie was 'n wonderlike ervaring. Ek sal dit vir enige iemand aanbeveel. Hier in die hoofstraat van Groot Brakrivier, Langstraat, is verskeie kunsgalerye en lekker snuffelwinkeltjies. En vir die soetant is hier iets baie spesiaal. Ek is opgewonde want ek is op pad na La Chocolatière Rococo. Ek het met die eienaar, Shamaine Meton, gereël om meer van sjokolade te kom leer. Hallo julle. Hi, Shamaine. Ja. Hallo, hoe gaan dit? Hi, Ingrid. Hallo Ingrid. Madel, ek is Elma. Waarvoor is ek betyds? Ek sien iets aan die gang. Ons is besig om 'n koek te versier. Ja? Madel vir jou. Regtig baie geluk. Ek sien daai koek.
Lyk ongelooflik lekker. Wat soort koek is Ja, Madel was lus vir 'n lekker sjokoladekoek met 'n karamelroom wat ons tussen in die laag gesit het. En dan het ons net 'n sjokolade ganache wat ons bo oor laat gaan uit. Die sjokolade ganache is net room en sjokolade. So, ons gaan 'n bietjie vir haar sjokolade bas maak en dan gaan hulle dit op die koek versier. Goed. Ek gaan vir julle hier gee en dan kan julle dit sommer self doen. Nee, dis nou lekker warm daai. Ja. Jy kan dit dalk vashou vir haar en dan kan sy strek. Kyk hoe mooi lyk dit. Daar is dit. En dan moet julle net versier. So jy beredig as ons bietjie kleur het. Daai sjokolade, dis nou wat noem mense dit as hy so blink? Hy's getemper. Ja, hy's getemper tot op sy temperatuur en dan sal hy lekker kraak en hy blink mooi. As hulle die koek hiermee gaan versier, gaan hy pragtig lyk. Bly julle albei in Grootbrak? Ja, ek bly. Ja? Dis baie lekker. Dis 'n klein plekkie, mense het goeie gees. Hoeveel jaar is jy al hier? Ja, ek is nou so 'n bietjie meer as 2 jaar. En jy Ingrid? Ek is van die Kaap af. Ek is nou 4 maande hier. Ja, geniet dit vreeslik. Dis wonderlik. Goed. Hy lyk nou. Kyk, hy lyk nou of hy reg is. Ons gaan net so lossny van die kante en dan is dit die lekker deel wat jy net hom kan vat en breek soos jy wil. En nou gaan ons net dit vat en julle is welkom om te help en ons gaan dit sommer so regop indruk. Hoe goed lyk nou? Dit lyk so mooi. né? En ek het sommer hierso van hierdie sjokoladeballetjies wat ons er tussenin kan sit. Sy. Pragtig. Baie geluk. Julle moet die partytjie geniet. Okay, baie geniet dit. So my het ook ingekom het ek gesien hier's 'n toonbank propvol goeders. Kan ons 'n bietjie daarna gaan kyk? Ja, verseker ons moet. Sjoe, alles lyk so mooi. Daar sien, dit is nou ons eindproduk wat ons hier het. Ons gebruik net 100% Couverture Belgiese ingevoerde sjokolade. Dit is vir ons die beste en ons wil graag daarby hou. My droom is om so naby as moontlik aan 'n reg Belgiese praline te kan kom. Om 'n perfekte praline te kan maak. So ja, dit is hoe ons sjokoladetjies lyk, maar jy is welkom om te kom proe. Ja, nee, ek moet nou 'n bietjie deur die lys gaan. Ek sien nou is 'n wasabi. Kan ek vir jou so enetjie aangee en dan proe jy hom? Dis 'n interessante smaak. Want dis definitief daai wasabi smaak is sterk, maar hy is nie soos wat hy nog chocolate. Ja, jy eet nog steeds chocolate. Ja. Lemon meringue is ook 'n verskriklike vars smaak. Ons maak dit van 'n vars suurlemoen. Dit proe soos 'n egte lemon meringue koek, maar net beter. Shamaine, wow. Ek is soet tot hierso, maar ek is gelukkig in my hart dat ek jou ontmoet het. Ag, dis 'n en ek dink groot die dorp is plesier. gelukkig om jou te kon kry. As jy lus is om 'n stukkie hemel te ervaar, kom hiernatoe. La Chocolaterie Rococo. My volgende afspraak is by een van Grootbrak se bekendste kunstenaars, Spies Venter. Hierdie lyk na 'n groot skuur, maar hy het gesê ek moet hom hier ontmoet. Ja, dit is van kwashale. My wêreld. Spies, is dit reg? Ja, is dit waar jy uit dan, né? Ja, dis reg. Wat is hierdie? Is hierdie jou werkskamer? Nee, hierdie is my kunstskool waar ek klas gee. Kom ons gaan kyk bietjie na die werk. Okay. Hallo. Hallo Diender. So wat het jy nou hier gedoen? Spies het vir ons 'n opdrag gegee, 'n prentjie, 'n skildery en ons moes dit interpreteer. So wat is jou interpretasie? Ek moes die voëls herhaal en ek wou vreeslik graag die dogtertjie inbring wat uit die aard van die saak lief is vir voëls. Ja. En in haar verbeelding sien sy die voëls. Spies, wat dink jy van haar werk? Enige kunswerk behoort die kyker self die antwoord te kry en dit is soms baie moeilik. Dit is baie moeilik, nee. Sy is besig om dit te bereik hoor. Ons groet vir Karen en stap aan die volgende student toe. Dit is 'n jong man in die familie. Hi Ludie, ek is Denver. Hoe gaan dit? Ja, kan ek nie lekker. So waarmee is jy besig? Ek is besig met 'n interpretasie van Alexis Platter se skildery met die voëls en die droom. Is jy hier van Grootbrak? Wel ek bly eintlik in die Kaap. Ja. Ek werk op die oomblik aan 'n uitstalling wat ek in Maart gaan doen. So dan kom ek na Spies toe vir weet wel 'n ontlading op 'n manier. Weet om in oefening. Coaching, ja. Ja. Spies is my mentor. Hy help my. Doet baie dankie. Okay. Sjoe, sterkte. Ek wil graag sien wat Spies self kan doen.
Hier is sy ateljee. Spies. So hierdie is van waar af jy werk. Ja, dis my wêreld. Dis my dag en nag en droom. Alles word hier gebore. Ja, alles. Soos hierdie pragtige skildery agter ons. Die interessantheid van die werk het gekom, hoe sien ek my wêreld, wat ek beleef? Die simboliek van die skildery is gebaseer op die plantaardige, sowel as die diere lewe. Met ander woorde, my skildery vertel 'n storie. So 'n hele storie. En hoe ervaar jy die plek nou, Grootbrak? Die omgewing waar ons woon is rustig. Ons bly hier lekker in die onderdorp en op die rivier. Ons is hier op die walle van die rivier. Nou wat meer wil jy as jy dop drink en jy kyk na die rivier? Lekker. Spies, is lekker om jou te ontmoet. Ek hang aan Spies se lippe, maar ongelukkig is dit tyd om te gaan. Wat 'n insiggewende kuier. Vir Spies gaan dit nie net om 'n mooi prentjie nie, maar om die boodskap wat in die beelde opgesluit lê. Dis regtig 'n pragtige dorpie en die heuwels en die rivier gee dit 'n besonderse atmosfeer. Ek het nou net oor die brug geloop na 'n gedeelte van Grootbrak wat bekend staan as die eiland. Dit is regtig 'n eiland met huise en alles, hier in die mond van die rivier. Dis heerlik om deur die dorp te stap, maar dis nou eers tyd om bietjie te gaan sniffel. Koekrollertjie wat sê vriendin, jy's kosbaar, so jy kan dit vir jou vriendin gee of jy kan roti maak. Hy het baie gebruike. Kyk net hier. Dis 'n ou teestel. Dis ongelooflik mooi. Ja, dis besonder mooi. So as jy in hierdie dorp is, kom maak 'n draai by die Poppies Gift Shop. Veral as jy van ou goed hou. Hier's baie daarvan. Een van die bedrywe waar rondom hierdie dorp ontstaan het, was skoenmakery. Die skoenmaaktradisie op Grootbrak word voortgesit deur 'n baie innoverende projek wat jong mense leer om skoene te maak. Ek is nou op pad na die Southern Cape Regional Footwear Cluster toe. Dis reg langs die poskantoor. Kyk net hier, skoene net waar jy kyk. Hallo, kan ik jou helpen? Godfrey, hoe gaan dit? Goed. Godfrey, wat 'n waarde is hierdie? Het is een opper, Elma. Een opper? Een opper, Ja. wat ons bij elkaar zet in leerstukken. Ons zet die boven op die schoen. En maken ons schoenen met Maar zit je aan bo op een fysische schoen? Nee, is op een lees. Net op een lees, Op een ja. lees. Ja. Zeg voor mij precies, die cluster, wat behelst dit? Het is een opleidingscentrum waar ons jong mensen vat. En ons leiden op om oppers en schoenen te stitchen. Training voor 6 maanden. En dan hebben we ons zien, hulle is goed genoeg en ons zullen voor nog 6 maanden. Ja. En So dan, dis letterlik 'n plek waar mense kan 'n toekoms vir hulle self skep. En hoekom het jy nou besluit om dit te doen, Godfrey? ik denk, wanneer je 50, 60 jaar in een schoenenbedrijf is, je wil iets teruggeven. Ja. Het jy groot geword in 'n huis of waar skoene gemaak is of waar dit alles begin? Mijn pa heeft schoenen rechtgemaakt. En om geldjes te krijgen, moet ik maar gaan leren om schoenen te maken. Ja. En toen begon ik maar. Godfrey vat my na waar die studente besig is om die fyn kuns van skoenmakery aan te leer. Waarmee is hulle nou besig, Godfrey? Hulle moet nou hier langs die lijnen oefenen. So hulle moet nou leer om regtig mooi en netjies te stik. Is jy 'n perfectionist? Je kunt het zeggen, ja. Alles moet 100% recht zijn. Als die mensen naar buiten gaan, koop quality. Ik denk dat is die quality van leven. Andere mensen werken hard voor hun geld en hulle wil schoenen kopen. Zo ik zeg, die schoenen moet 100% recht zijn. Wil je net wees? Die resultaat. Ja, hierdie is baie lekker gemaklike plakkies. En ek is regtig beïndruk deur die vakmanskap. Dit is moeilik. So is jy ook die hoofontwerper? Met die training hieronder. Ja.
Wat ons het mense wat designing kry na bo. Baie dankie, ek sal graag wil sien hoe hulle ontwerp. Ek groet vir Godfrey en op pad uit gesels ek gou met 2 van die studente. Ewald, hoe lank is jy nou al hier? Dis nou my 3de maand dat ek hier is. Hoekom het jy besluit om dit te doen? Ag, jy weet, ek was al jare was ek in retail en ek het net hierdie een oggend opgestaan met skoene op my mind en ek het net voortgegaan met hierdie idee en ek het hier op hierdie plek afgekom en Ewald, ek hoop jy word 'n beroemde skoenmaker. Dankie Alma. Chantal, hoe lank studeer jy nou al hier? Ongeveer 3 maande. Ja. Is die skoenmaakbedryf moeilik? In die begin, maar elke dag stapje vir stapje raak het al hoe meer en makkelijker. Wat is vir die lekkerste deel daarvan? Die lekkerste deel van my skoenmaak is wanneer ek my eie inisiatief kan gebruik. Chantal, baie dankie en sterkte met al jou drome. Baie dankie. Ek hoop dit word waar. Wat gebeur nou hierso? Hulle is besig op die rekenaars. Hierdie 2 ontwerpstudente is nou vir 2 jaar by ons. Hulle het 2015 begin. En die idee is dat hulle praktiese opleiding kry in die skoenbedryf. My rol is om seker te maak hulle het 'n program vir 2 jaar waar hulle na die verskillende fabrieke toe te gaan. Sodat hulle aan die einde van die dag ondervinding het van al die style en dan word hulle vrygestel in die industrie. So enige fabriek, skoenfabriek kan dan sê, okay, ons het ontwerpers nodig. En dan kan hulle uitgeplaas word, hopelik permanente werk kry. Dit is die idee. Ek gaan nou gou kyk wat die ontwerpers doen. Baie dankie Julia. Dit was lekker om jou by ons te hê. Dankie. Praat gerus. Dankie. Okay. Hi Sonika. Hallo. Vertel vir my 'n bietjie hoe begin 'n mens 'n skoen ontwerp op 'n rekenaar? Okay, basies jy het die leeste wat ingescan word. En dan teken jy jou lyne daarop. Ek kan vir jou wys in 3-dimensioneel min of meer hoe dit sal lyk. Dit is in die eindproduk. Ag, dis interessant. Dit lyk nou lekker gemaklike skoen hierdie. Ja, dit is baie dis gefokus op gemak en meer as high fashion. Ja, ek moet dit bietjie gebruik vir mooi loop om deur die strate te loop. Ek groet vir Sonika en gesels met Therese. Hi Therese. So wat is jy nou besig om te ontwerp daar? Dis ook 'n somersandaal wat ons gedoen het vir 2016 somer. Gebruik julle die meeste van die tyd nou net die rekenaar? Nee, soms gaan jy nog terug na die begin en jy soos die ou skoenmakers het gedoen het. Yes, en jy type jou lees en dan teken jy op dit. Soms is dit makliker, soms is dit moeiliker. Therese, maak julle fisies ook die skoene? Wel, ons ontwerp, maar dan het ons ook ons eie skoene gemaak. Ons het die geleentheid gekry om ons eie skoene te maak. Ek het my skoene aan. Wys 'n bietjie vir my. Dit is pragtig. En jy het dit self gemaak? Ja. Kyk net daai klein voetjies. So dis hoe 'n perfekte vuur lyk. Wat 'n wonderlike projek. En so kom daar nuwe vars bloed in die skoenindustrie in. Nie net vir die maak daarvan nie, maar ook vir die ontwerp. Vandag is dit my beurt om 'n interessante resep op te spoor en ek dink ek het daarin geslaag. Heel gepas het ek iemand gekry wat my gaan wys hoe om 'n mosselpot te maak. Hallo. Hallo Denver, gaan dit goed? Kan nie kla nie Nikkie, lekker om jou te sien. Nou jy het gesê jy gaan vir my 'n mosselpot resep wys, maar hier is dan nou 'n potbrood. Ons het daai potbrood vanoggend vir julle vars gebak. Dit is so jy dit moet eet saam met lekker mosselvleis. Jy moet dit so hê met vars plaasbotter. Dit lyk lekker. Baie, baie. Okay, so vir hierdie resep, wat het 'n mens alles nodig? 'n halwe koppie palmolie, 2 koppies eie, 250 gram botter, 'n halwe koppie knoffel en 'n halwe koppie geheime speserye. En dan het ons hier 2 kilogram mossels. Lekker. Lyk na baie knoffel daar. Dit is, jy gaan baie lekker ruik en jy gaan nie meer sketenpyne hê nie. Okay, so waar begin 'n mens? Wat maak 'n mens? Kan ek jou help? Jy kan vir my asseblief daai olie gou aangee. Ek gaan die pot op die gas vir ons sit hier. Dan gaan ek daai net hierin uitkrap. Sê lekker. Dat hy net so gou 'n bietjie smelt. Okay, eie volgende. Eie volgende asseblief. Sommer alles. Ja, gooi sommer alles vir my in. Nou sê hy moet nou net bietjie so staan dat hy net gou 'n bietjie lekker bruin braai. Mossels is eintlik baie vinnig om gaar te word. Jy kan maar vir my so lank die botter aangee asseblief. Botter? Onthou net julle dit lyk na baie botter. Maar as jy begin twyfel, het jy te min miskien nie ingegooi, dan kan jy nog botter ingooi want mens kan nooit veel botter in jou kos hê. Daar is nie so iets soos te min botter nie. Glad nie. Knoffel asseblief. Knoffel. Ja.
Hallo. Baie knoffel. Volgende is die mossels. Nou kom die mossels by. Ja, sy. Ek gaan hom net so 'n paar minute, net so sit. Okay. So jy sê dit is omtrent so 3, 4, 5 minute. Hy moet basies net opwarm. Okay. Dan is hy gaar. En kook jy al lankal? Wat ek seekos kook is seker nou so 11 jaar. Voor dit was dit nou maar ander kosse en so aan, maar ek geniet die seekos, veral die by die see. Hoe lank bly julle al hierso? Ek is nou so 16 jaar hier van Johannesburg af. Van Johannesburg van alle plekke? Hierdie is die beste plek om te bly hier in. Wat is so lekker aan hierdie plek? Weet jy die mense, die omgewing, dis pragtig. Ons sê altyd jy weet ons mense wat hier bly tussen Grootbrak en Kleinbrak, ons noem onsself die brakkers. Maar voel jy al soos 'n brakker? Absoluut. Absoluut. Ja? Jy's 'n brakker. Absoluut. Almal is baie vriendelik en dit is definitief, dis 'n plek om te bly. Denver, ek dink ons moet 'n bietjie hier kyk. Wat gaan aan ons pot aan? Ons daar sê, dit is nou 'n gereg en 'n half hierdie. Nikkie, jy maak my baie bly, hoor. Ryk lekker en ek is seker dit gaan lekker smaak. As ek kos sien, dan word ek bly. You find your comfort in food. Dis hy, soos my kan sien. Ek kan vir my daai speserye ook net aangee. Weet jy, dit is 'n baie goeie visspesery en dan gooi ons baie paprika in en 'n klein bietjie neutmuskaat. Die neutmuskaat is maar net dit bring die smaak van seekos uit, maar jy moet glad nie dit oordonder nie, net 'n klein bietjie. En daar's die gereg. Is ek nou klaar nou? Klaar, reg. In die begin het die bestanddele vir my baie min gelyk, maar dit maak 'n reuse pot kos. Nikkie weet hoe om botter op 'n brood te smeer, net soos ek daarvan hou. En dan gaan ek gou vir ons 'n bietjie inskep. Daar sê. Hier gaan ons. Ching. Mossels van Mosselbaai hier in Grootbrak. Ek geniet die lewe. 'n Seekos by die see. Seekos by die see. As jy Nikkie se mosselpot resep soek, kry hom op ons webblad, moile.tv en ons Facebookblad. 'n Mens kan nie by die see kom kuier sonder om seekos te eet nie. En mossels uit die omgewing. Perfek. Ek kan verstaan dat vakansiegangers in Desember hiernatoe stroom. Dit is regtig 'n unieke plek. Die dorpie Grootbrak is geleë aan die walle van die Grootbrak rivier, maar dit het ook 'n heerlike strand. So jy die rivier en die see. Dit was nou vir my 'n aangename verrassing. Ek sal beslis terugkom hiernatoe. Dis amper 6:30 en ek stap om vir Denver te gaan ontmoet. By 'n kruispunt loop ons mekaar raak en stap saam verder in Kaimanstraat op. En dit was dan Grootbrak rivier. Ons groet tot 'n volgende keer. Selfde tyd, ander plek. Mooi loop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.